Môre, dis Woensdag die 26 November en ek bid dat die Here jou vandag van binne af rustig sal maak en dat hy jou weer sal herinner. Hy is naby jou. Nie net in wanneer dinge met jou gebeur nie, maar in wie jy is by hom. Ons bly vandag nog by Genesis 17 en ons kyk na verse 15 tot 22. Dis die deel waar God vir Abraham en Sara 'n belofte gee wat vir hulle heeltemal onmoontlik lyk, maar nie vir hom nie. Gister het ons gesien hoe God vir Abraham 'n nuwe naam gee, Abraham. Hy skryf nuwe identiteit oor hom. Nou doen God dieselfde met Sarai. Hy verander haar naam na Sara, prinses van menigte. En dis juis hier waar die onmoontlike lê. Sara is omtrent 90, Abraham is 99. Menslik is hulle tweeetjies al oor die muur. In Hebreërs 11 sê hy, hulle liggame was verstorwe. Met ander woorde, klaar, moeg, pe. Maar God sê, ek is nog nie klaar nie. Ek skryf nog. In Genesis 17 vers 16 sê God, ek sal haar seën en ek sal jou 'n seun uit haar gee. Konings van volke sal uit haar voorkom. Abraham hoor dit. Hy val op sy aangesig en hy lag. Nie omdat hy met God spot nie, maar omdat dit so groot is, so buite sy verstand. Jy kan amper hoor hoe hy dink, God hoe op aarde. Hy glo God is God, maar hy kan nie sien hoe nie. Dan kom die mens tevore in Abraham en hy sê vir die Here, mag Ismael tog voor u lewe. Dis mos sy plan B, sy praktiese plan, Abraham se plan. Here, gebruik tog wat ek al het. Dis mos baie makliker. Maar God sê vir hom, nee, Sara sal vir jou 'n seun baar. Jy sal hom Isak noem. Dis so mooi. Abraham lag omdat hy nie kan dink hoe nie. God sê vir hom, ek gaan jou nog laat lag, maar van blydskap, wanneer jy sien wat ek doen. God vat sy twyfel en draai dit in 'n getuienis. En dan maak God sy plan duidelik. My verbond sal ek oprig met Isak, 'n ewige verbond. Ismael word ook geseën, maar die reddingslyn, Gods groot verlossingsplan, loop deur Isak, deur die kind van die belofte. En daardie lyn hou aan, Abraham na Isak, en toe Jakob, wat later Israel genoem word, na Dawid, tot by Jesus. Hy is die ware seun van die belofte, die een wat lewe bring, waar alles vir ons dood lyk, die een wat wys, God maak waar wat hy sê. Miskien dra jy ook vandag 'n Ismael plan, iets wat jy self begin het om dinge reg te kry, iets wat slim en veilig klink, maar diep binne weet jy, dis nie heeltemal wat God oorspronklik gesê het nie. Miskien het jy al lankal terug God se stem in iets gehoor, miskien 'n belofte, 'n roeping of 'n droom, maar die jare het verbygegaan, die stilte het lank geraak en jy wonder, het ek dalk verkeerd gehoor? Is dit nou maar klaar? Luister wat hierdie gedeelte sê vir jou. God se belofte verjaar nie. Hy vergeet nie wat hy sê nie. Hy werk op sy tyd, op sy perfekte manier. En die groot bewys daarvan is Jesus self. God het die wêreld nie gelos in sy dood nie. Hy het sy eie seun gestuur om vir sondaar mense soos ek en jy te sterf en om nuwe lewe te gee aan elkeen wat in hom glo. As God dit kan doen, kan hy ook in jou storie intree. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U doen wat vir ons onmoontlik lyk. Dankie dat U beloftes hou, selfs wanneer ons voel, ons geloof is oud en moeg. Ons bring elke Ismael plan na U toe. Al ons eie planne en draaie. Sny asseblief weg wat nie van U is nie. Maak ons harte stil en help ons om weer te vertrou op U woord en U tyd. En as iemand vandag luister wat ver van U af voel, raak daardie hart aan, Here. Trek hulle nader na U toe. Laat hulle weet, U is nie klaar met hulle nie. Laat ons lag, Here, nie van ongeloof nie, maar van blydskap, oor wat U nog gaan doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand moet ontmoet. God begin nie by jou omstandighede nie.
Hy begin by sy woord, by sy beloftes, by sy hart vir jou. Hy vergeet nie, hy val nie. Hy kom op die regte tyd, op die regte manier. En as jy vandag voel jy is ver van hom af, is Jesus se uitnodiging nog steeds dieselfde. Kom na my toe. Ek maak nuut. Ek hou my woord. Mag jy vandag daardie vrede dra, daardie hoop en daardie sekerheid. God is nog nie klaar met jou storie nie. En hy kan jou weer laat lag. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.